Welkom aan julle almal, het is lekker om julle hier te sien. Ons hoop ons noodkragsysteem gaan genoeg tyd vir ons gee om die eredienst te doen en klaar te maak. Anders sing ons maar net, ja. So, kom ons begin vanmôre, word 'n oombliekie stil met Psalm 16 vers 1 tot 2. Ekskuus, vers 5 tot 7, 8 dink ek. Ek het hom van die verkeerd opgesit. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Gemeente van Carletonville, die Here groet julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy vrede en sy barmhartigheid. Amen. Dink my, daar is ons krag in die af. So ons gaan nou maar ons skriflesing van vanmôre kom uit Matteus 5 uit, 'n bekende gedeelte. Skriflesing vanmôre Matteus 5, daarvan vers 1 tot 12. Voor ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir U liefde en U genade, U grootheid. Dankie vir hierdie wonderlike dag. Wat 'n heerlike geluid was dit om vanoggend vroeg hier by 4 uur se kant wakker te word met die weer en die reën. En as ons vanmôre so deur die wêreld ry tot hierso, dan sien 'n mens die water, selfs die ou voeltjies wat gaan sit by die water, poelietjies in hulle bad en skoonmaak. Here, U het vir ons so geseën met hierdie reën. Here, in ons gebed is vanmôre dat waar ons hier saam is in die erediens, dat U ons ook opnuut sal seën met U woord en dat U deur die Gees vanmôre ook U woord in ons elkeen se harte sal beskryf. Kom Gees van God en kom maak dit stil in ons harte. U het reeds ons harte voorberei in die week wat verby is. En daar is my gebed dat U dit ook nou sal kom en die woord in ons harte sal saai. Ook vir my as prediker, Here, is my gebed dat U dit in my sal stil maak, sodat ek werklik die woord sal kan bring, soos wat U wil hê dit moet gebring word. Matteus 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy in die berg opgegaan en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet, die wat tree, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek wil vanmôre met julle praat oor hierdie gedeelte uit Matteus uit, en in besonder is die tema van vanmôre: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou, ons leef in 'n wêreld waar ons kinders eintlik groot maak om nie afhanklik te wees nie, om selfstandig te wees. Van kleins af begin jy jou kleintjies grootmaak, jy wil hê hulle moet begin kruip, jy wil hê hulle moet begin loop, jy wil hê hulle moet begin praat, dat hulle vir jou kan sê wat hulle wil hê, jy wil hê dat hulle moet hulle self kan begin help, self aantrek, self dinge doen.
Is dit nie maar hoe ons is nie as ouers, nee. Ons probeer om so vinnig as moontlik ons kinders op die stadium te kry waar hulle vir hulle self en na hulle self kan omsien. En eintlik as dit gebeur en hulle is klaar en hulle gaan na die huis uit en mens word ouer, dan besef 'n mens, joh, daai tydjie was eintlik so kort geweest. Jy het dit eintlik omgewens, maar jy wens eintlik jy kan jou kinders net so 'n bietjie langer by jou gehou het. Ek weet nie almal so is nie, maar vir my voel dit baie keer so dat 'n mens net voel maar jy het net so vinnig verby gegaan. Stap nou eendag daar in die gym en ek sien 'n meisietjie daar, nie my is, sy's ook al 'n vrou daar wat ek in my eerste belydensklas gehad het. En loop ek haar raak 'n manie net. En by haar dogter en sy het al klaar gestudeer. So dit wys jy al hoeveel jare is ek in die bediening as die kinders wat in my belydensklas was, se kinders al klaar gestudeer het. Dit is al 'n tydjie. Maar dit is wat ons doen. Ons leer selfstandigheid. En nou kom Jesus met 'n boodskap wat eintlik vir ons die teenoorgestelde daarvan kom sê. Om te sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons vind ons seën daarin as ons selfstandig is. As ons na homself kan omsien, as ons osself kan versorg. Maar Jesus se eerste woorde, dis eintlik hierdie eerste woorde is nie maar net die eerste van 'n klomp in 'n lysie seënbedes. Dit is eintlik die kern om te verstaan wat Jesus in die seënbedes vir ons wil leer. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hy van God is. En dis 'n woord wat ons eintlik nie graag wil gebruik nie. Maar Jesus kom leer ons die teenoorgestelde van dit wat die gangbare is in hierdie wêreld. Nie selfstandigheid nie, maar afhanklikheid. Dit is interessant, daar's 'n Engelse vertaling, nie seker of die Amplified Bible of wat is, maar daar's een van die Engelse vertalings wat dit vertaal met Blessed are those who are at the end of the road. Geseënd is hulle wat kom by die einde van 'n pad, 'n doodloopstraat, om te sê ek weet nie waarheen meer om te gaan nie. Ek kan nie vorentoe gaan nie, ek kan nie links draai nie, ek kan nie regs draai nie. Ek kom by 'n punt, 'n doodloopstraat in my lewe en hierdie punt moet ek nou besluit neem. Wat nou? Waarheen gaan ek nou? Ek is hier. Maar wat gebeur van hier af vorentoe? En om daai besef dan te hê, maar daar is eintlik net een uitweg. En dit is om op te kyk, om boontoe te kyk, om te sê ek weet ek is afhanklik van die Here. My antwoord lê by die Here, my rus lê by die Here, my huisvesting is by die Here. Nie by myself nie, nie in hierdie wêreld nie, nie in die dinge wat ek kan doen nie, want ek het nou juist by 'n punt gekom waar ek besef ek kan niks doen nie. Ek het by 'n punt gekom in my lewe waar ek besef dis nie in my hande nie. En eers as ek by daai punt in my lewe kom, dan kan ek by die punt kom waar ek regtig ook uiteindelik weer vir die Here sal vind in my lewe. Dis wat ek wil hê, kyk op hierdie weer van ons storie toe is. So wat beteken dit om regtig op daai punt te wees? Wat beteken dit om regtig so afhanklik te wees? Wie van julle wil dalk 'n waag om te sê? Wat beteken dit regtig om so afhanklik te wees? Jy kan staan doen. Jy kan nie eens bid nie, jy kan nie Bybel lees nie. Jy weet maar nie die Here sê hy sal sy gees gee om jou te sterk. En ek dink dat die ander as iemand wat weet daarvan, met haar siekte, weet ek het 'n paar keer met haar gepraat, dat hy gesê, dit voel of ek nie kan bid nie. Dit voel of ek eintlik nie eens meer wil glo nie. En tog, kom 'n mens by daai punt wat jy dan net sê, maar ek is vashou.
Ek dink ek het al vir julle die storie vertel toe ek bestaan daar in 2010 rond. Maar met ons waar gegaan, daar was nie bediening nie, ek het ook nie regtig 'n vaste werk gehad nie, en ek het aansoeke gedoen by gemeentes en kom op die kortlys, maar kom nooit deur nie. En daar was Tannie Betty daar in die gemeente waar ons was, en Tannie Betty het altyd so by kom staan en sê vir my, Tinus, glo nie. Sê ek, ja Tannie Betty, het is maklik om te sê, maar dit is moeilik as jy die koste intrek. En so het sy aangehou gesê, elke Sondag sê we sê, vertrou, glo nie. En totdat dinge in my lewe verander het. Maar dit is by daai punt te kom waar jy net weet, ek het niks meer oor. Selfs nie amper nie eens met my trots nie. Om te sê, ek is nou leeg. Ek is kapot, ek is klaar. Ek het niks wat ek vir die Here kan aanbied. Here, hier staan ek in my leegheid, in my skoonheid, in my kaalheid, in my weerloosheid. Hier staan ek voor U, Here, nou is die enigste by, is U. Ek kyk op na U, ek sien U raak. Want dis die punt waar God wil hê ons moet wees. Ek het dit al baie keer gesê, maar ek dink elke keer as ek hierdie vers lees, dan dink ek aan daai toneeltjie in die oorspronklike The Lion King, waar Simba deur Scar gevang is, en daar op 'n tak in die middel van so 'n gorge gesit is met kraamse aan weerskante. En sy pa Mufasa is toe geroep en hy besef Simba is in die moeilikheid, want intussen het Scar met die hyenas gereël om die blou wildebeeste op 'n stampede, 'n stormloop te jaag, en alwaar hulle kon heen gaan is in hierdie drukgang af. En hier is die arme klein Simba onder op 'n tak, en Mufasa weer die enigste manier hoe hy gaan lewend uitkom, is hy afgaan en hom gaan red. Al kos dit sy eie lewe. Geseënd is die wat weet hoe hulle afhanklik hulle van God is. Daar is nie 'n vorentoe nie, daar is nie 'n agtertoe nie, daar is nie 'n kant toe nie. Jy is nou by 'n punt in 'n plek in jou lewe waar dit net is om te sê, Here, ek weet U is my Here. Ons sit met iemand in die gemeente wat nou met 'n pad loop met 'n kind van hulle, het daaroor gehoor met die week van gebed loop. My raad aan hulle was ook gewees om te sê, weet julle, is hard, is moeilik, maar as jy 'n pad van verslawing loop, is dit, jy kan daai persoon vat. Ek dink die meer is een persoon wat met so 'n pad loop in ons gemeente. Maar jy kan 'n persoon vat op daai pad. En jy kan hom na 'n plek toe neem waar hy skoongemaak word. Maar as hy nie besef dat hy die einde van sy lewe gekom het en dat daar niks meer vir hom oor is nie, en dat hy alles vermors het en alles verloor het in sy lewe nie, regtig by hierdie doodloopstraat in sy lewe kom het, kan hy nie op die pad van genesing kom nie. Daai mense kom terug van rehabilitasie, partykeer 10 maal erger as wat hulle voor die tyd was. Want daar het hulle nog geleer by al die ander ouens van die triks wat jy kan doen om jou verslawing te versterk. As jy regtig weet, daar is geen meer hoop. En ek gaan uit my eie, want ek wil my lewe verander. Daardie mense se lewens verander. En is ook so met ons in ons geestelike lewe. As ons hierdie pad loop in ons geestelike lewe, waar kom by die punt waar ek regtig weet, daar is geen ander hoop, daar is niks anders in my lewe as Jesus Christus nie. Dan gaan ek nooit werklik my lewe vir die Here oorgee. Ek gaan altyd vashou in 'n stukkie van iets van, ag ek kan dit self doen. So baie handymans in hierdie gemeente ook. Ek is ook 'n handyman. Ek betaal nie sommer 'n loodgieter nie, want ek kan dit self doen.
Ek kan nie betaal nie sommer die elektriesien nie, want ek kan dit self doen. Is daar nog sulke ouens hier so rond? Ek verf nie die geete nie. Ek sal kry nie iemand om die geete verf, want ek kan dit self doen. Dis ons groot gemaak. Deel van daai selfstandigheid. Party mense klim op leer en klim in bome om te snoei en sny vingers af en so wat ook. Dit is deel van die proses nie. Maar dis hoe ons is. En die Here wil vir ons sê, dis nie hoe jy moet wees nie. As jy regtig die koninkryk van die Here wil beerwe, moet jy punt kom in jou lewe waar jy bereid is om te sê, Here, ek gee alles aan U oor. Ons het so Woensdag gepraat by die Bybelstudie, toe noem iemand die beeld van ons gebruik die Here as 'n spaarwiel. Ons haal hom net uit wanneer ons hom nodig het en as ons kom by die plek waar die band reggemaak kan word, dan sit ons hom weer terug agter in die kar. En wat ons eintlik moet doen in ons lewens is ons moet die ventertjie agter ons aanhak, die sleepwaandjie. En ons moet in die sleepwa gaan klim vir die Here sê, vat ons nou waar U met ons wil gaan. Ek moet nie eers op die agterste sitplek inklim nie, want dan gaan ek vir die Here sê, Here, nee, jy ry te stadig, of Here, jy ry te vinnig, of Here, jy moet hier links draai, of regs draai, of wat ook al. En dis hoe ons is. Dis hoe ons groot gemaak is, dis hoe ons leef as mense. En die Here wil hê ons moet kom by daai punt wat hy sê, geseënd is jy as jy weet dat jy niks anders het om die ewige lewe te bereik as vir my. Jy kan nie jou weg koop nie. Jy kan nie jou weg praat nie. Daar is nie 'n selfdoen gids, 'n DIY winkel waar jy kan heen gaan om dit te doen nie. Die enigste is dat jy in afhanklikheid vir my moet kom staan. En bereid moet wees om te sê, Here, hier is ek. Kom vul my, kom maak my vol van die Gees, sodat ek kan word wat U wil hê. Dan skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 22 en verder, en dan sê hy, ons gees en gedagtes moet nuut word. Hierdie verandering kan nie plaasvind as ons gees en gedagtes nie nuut word nie. Want hy sê, jou gees en gedagtes moet nuut word, leef dan as 'n nuwe mens. Die ou mens het verbygegaan. Leef as 'n nuwe mens. Dit beteken dat die Here in jou en my lewe kom en iets wil groter doen as wat ek en jy dink die Here kan doen. Hy wil ons kom oormaak. Hy wil ons, en dit is waar die term vandaan kom, hy wil ons wederbaar. Hy wil vir ons die wedergeboorte gee, sodat ons nuwe mense kan word, wat anders dink en anders leef en anders doen, anders praat. Wat dan voortgaan met die saligspreking om te sê, geseënd is die wat tree. Waaroor gaan hierdie tree? Hierdie tree is nie maar net iemand wat huil nie, maar ook iemand wat kan treur oor die wete dat ek sonder God niks het en dat ek 'n sondige mens in myself is. Gaan nie maar net hier oor geseënd is hulle wat huil nie, of wat rou oor iemand wat afgesterf het. Maar dit gaan ook oor iemand wat regtig kan treur oor sy eie lewe en hoe totaal los ons dikwels leef van die Here. En dat ons nie afhanklik is van hom. Maar iemand wat soos Dawid in Psalm 51 voor die Here kan kom en kan sê, Here, ek weet wie ek is. Ek weet hoe sondig ek is. Ek weet dat ek sonde gedoen het. En Here, ek weet daar is niks wat ek hiervoor kan gee nie. Wat 'n offer kan ek vir U bring? Wat kan ek vir U gee? En dan sê hy in Psalm 51 vers 9, daar is niks nie. Geen offer nie. Al wat die Here vra is 'n ootmoedige hart. Met ander woorde, 'n hart wat oop is en bereid is om te ontvang dit wat die Here in ons lewe wil gee. Iemand wat bereid is om sy nederig voor die Here te kom staan en sê, Here, hier is ek, gebruik my, dis al. Ook Dawid moes by daai punt gekom in sy lewe, dat hy besef, dat selfs al is hy koning, 'n priester en profeet gewees,
Maar as hy nie God in sy lewe het nie, as hy nie die Here in sy lewe het nie, dan is hy niks. Selfs die groot Dawid moes dit erken. En hy kom voor die Here en kom treur oor sy sonde. Treur ons oor ons sondes. Is daar werklik hartseer in ons harte oor dit wat ons verkeerd doen teenoor die Here? Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aard ontvang. So baie keer hoor mense as 'n predikant oor hierdie gedeelte praat, dan praat hy van die mense wat sagmoedig. Hier gaan dit nie oor net sagmoedig wees nie, dit gaan om die gesindheid van Jesus hê. Sê maar net iemand wat eintlik nou, hy is so stil soos 'n landmyn nie, nee, hy is so stil, jy sien hom nie, hoor hom nie, hy praat nie, hy is maar net daar. Nee, hierdie persoon is 'n persoon wat in die gesindheid van Jesus sien, die wêreld raak sien soos hy is, en bereid is om dit wat God in ons lewe wil inbring, ook vir die wêreld te gee. In sy liefde, in sy versorging daar, dat ons begin om daardie liefde uit te leef. En sagmoedigheid. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Baie keer lees mense net die eerste gedeelte, mense lees dan sê geseënd is die wat honger en dors is. Nee, dis geseënd is die wat honger en dors is na wat reg is, om die regte te doen en die verkeerde nie meer te doen nie. Wat Paulus skryf in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. En dan kom hy daar aan die einde van Romeine 7, dan sê hy, ek ellendige mens, wie kan my van hierdie doodsbesaal verlos? Dan sê hy net een persoon. En dit is Jesus Christus. Dis wat hierdie woorde beteken, om te honger en te dors, om reg te doen, om te weet in onsself, doen ons dit nie. Ons is geneig om dit nie te doen nie. Ek wil graag, maar kom nie daarby uit nie. En dit moet ons strewe wees, in elke situasie, elke oomblik van elke dag, die regte te doen. En Paulus het nog stryd daarmee gehad. En ek dink ons almal het 'n stryd daarmee om te sê, ek doen altyd die regte ding. Is iemand wat vanmôre sy hand kan opsteek en sê, ek doen altyd die regte ding? Ek sê altyd die regte ding? Ek dink altyd die regte ding? Ek doen altyd die regte ding? Nee, dit kan nie. Want ons is almal ook maar net mens. En ook maar net foutbaar. Maar nogtans moet die strewe in ons hart wees om te sê, ek honger en ek dors om reg te doen. Dit moet my strewe wees, dit moet my begeerte wees om die reg te doen. Ook Jesus, wanneer hy selfs daar in die tuin van Getsemane op sy knieë gaan en sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, is hy besig met hierdie stryd om te sê, ek honger en dors na wat reg is. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Het jy ooit daaraan gedink dat dit aansluit by die woorde van Jesus wat Matteus van, is daar die begeerte om te doen wat reg is. Selfs Jesus was vir ons 'n voorbeeld hier in hierdie. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Barmhartigheid is nie maar net om enige welsyn of SAVF op die been te bring nie. En dis sê daar, ons is besig, ons help. Barmhartigheid is om 'n hart te hê, 'n hart wat die nood in ander mense se lewens raak. In die eerste plek hulle fisiese nood, behoefte aan kos en klere, en behuising, en dit wat nodig is om elke dag te bestaan. Maar ook die visie te hê om te sien dat daardie persoon dalk ook 'n dieper geestelike nood het. En om ook in die geestelike nood te voorsien. Baie keer is dit maklik
om maar net te bedelaar R2 sy hoedjie of sy busie te gooi. Maklik om net R2 of R5 Die dieper vraag is, wat het daai mens gebring by die punt waar hy is? Toe Jesus verby die blinde man geloop het hy na hom gekyk en hy het gesien, hierdie man is blind van sy geboorte, en Jesus het hom gesond gemaak. Hy het ook na sy dieper behoeftes gekyk. En so wil die Here ook hê dat ons as sy kerk nie alleen met die oppervlak kyk, maar ons is barmhartig is, dan kyk ons na die dieper vlak van mense. Om te sê, maar is jy in die regte verhouding met die Here? Ja, ek sien om na jou fisiese. Hier sit die arms en die bene, die oor, die ore, die harte van die gemeente. Julle, ons almal, is dit. Ons sien die nood raak. Maar telkens ons sien dit nie raak, ons doen niks aan. Ons as kerk en gemeente moet 'n verskil maak in die wêreld waar ons leef. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Gaan terug na dit wat goed, honger en dors wat reg is, en hulle gaan terug na die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. As ek rein van hart is ek besig om in die proses te loop waar ek my lewe verander en toelaat dat God beheer oor my lewe en lewe. Geseënd is die vredemakers. Daar is nou nie net van hier met mense wat skietstilstande en oorloë eindig nie, want dis nie net alleen 'n vredemaker. Die grootste vredemaker is die mense wat ander mense kan bring om vrede met God te hê. Om weer hulle verhouding met God reg te maak. Dit is ware vredemaker. Nie net die afvrede is nie net waar daar die oorlog en siekte, gevegte, moord en doodslag is nie. Maar ware vrede is waar mense in die regte verhouding met God leef. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Nie net die wat vervolg word nie. Baie keer stop mense ook net daar en sê, geseënd is die wat vervolg word. Nee, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Doen wat reg is in God se oë. In afhanklikheid van die Here. Om 'n rein hart te hê, wat honger en dors na geregtigheid, wat barmhartig is, wat sagmoedig is. Dis die mens wat 'n rein hart het. Dis die mense wat die Here van praat hierso. Geseënd is die wat vervolg. Omdat hulle doen wat God vir hulle vra om te doen. Want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en vals dit al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Geseënd is julle wat vervolg word. Beledig. Nie wat net sommer in die gewone sin van die woord nie, maar weer eens omdat julle doen wat reg is in God se naam. Omdat julle kinders van die Here is. Omdat julle leef met barmhartigheid, omdat julle leef met sagmoedigheid, omdat julle doen wat reg is en honger en dors wat reg is, omdat julle leef met 'n rein hart en mense vervolg julle. Geseënd is julle. Die basis van hierdie verstaan van hierdie seënbede lê in vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hy van God. En my gebed vir ons almal as gemeente is dat ons ook by hierdie punt sal kom, net te sê, Here, daar is geen ander plek. Daar's nêrens waar ek heen gaan nie, behalwe om hier in U teenwoordigheid te wees. Mag die Here julle so seën vanmôre. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer opnuut die woord kon hoor. En dankie Here dat U hierdie bekende gedeelte in die Bybel, die seënbedes, die bergrede, dat U dit weer vir ons op 'n nuwe manier kom laat opklink het vanmôre. Here, my gebed is vir U dat U ook vir ons vanmôre aan die hand sal neem en dat U vir ons sal lei sodat ons waarlik ons oë sal opslaan na U toe, dat ons sal lewe in die regte verhouding met U, dat ons werklik sal besef wat dit is om afhanklik van U te wees. Dankie Here dat ons 'n gemeente het wat ook
na mekaar opsien. Dankie Here vir elkeen wat omgee, wat lief is. Dankie Here vir elkeen wat ook homself gee in hierdie gemeente. Vader, my gebed is dat U ons sal aanraak, ook vanmôre, dat U vir hulle wat ons ook op ons voorbereidingslys het, daar is so baie, dat U na hulle almal ook vanmôre sal omsien. Ons kom lê Tannie Ellie, wat op in die hospitaal is, aan U op. Ons weet Here dat sy moontlik dalk in die week wat kom ontslaan kan word, en ons wil daarvoor bid, dat U ook vir haar genesing sal gee daarvoor. Ons vra dat U haar in die hand sal vashou. Dankie vir U liefde en U genade. Ons dink aan Tannie Deni op die plaas. Dankie vir Monica wat vanmôre weer hier is, vir Annetjie wat daar langs siekbed ook weer hier is vanmôre by ons. En ons bring aan U al die lof en die eer daarvoor. Here, wanneer ons van stil word rondom die tafel, die nagmaaltafel, is dit my gebed dat U ook vir ons hierin sal onderneem en sal lei, en dit ons sal weet dat die nagmaal ook vir ons elkeen 'n besondere plek in ons lewe inneem. Ons loof en prys U groot naam. Amen. Julle kan julleself kom bedien. Soos altyd is die binnekringetjie van die kelkies is die druiwesap en die buitestes is die nagmaalwyn. En dan sal ons na die tyd ook weer die beker dan opgaan. Dikwels hoor ons as ons by die nagmaaltafel sit of as mense praat, dan sal hulle vir jou sê ek het nou nie vandag nagmaal gebruik nie, want ek is 'n sondige mens. Broers en susters, die nagmaaltafel is nie vir perfekte, volmaakte mense. Nagmaal is nie daar vir mense wat sonder sonde is nie, want dan sou niemand van ons die nagmaal kon gebruik nie. Die nagmaal is vir gebroke mense. Vir gelowiges wat by die punt kom in hulle lewe wat hulle ook kan sê, ek weet dat ek afhanklik is van die Here. Want hierdie tekens is genade tekens. Dit vertel vir ons van die genade van die Here om te sê, my liefde vir jou is so groot. Desondanks. Ek het jou lief gehad toe jy nog ver van my was, skryf Paulus in Filippense. Toe het ek jou reeds lief gehad. Toe jy nog 'n vyand van my was. Toe jy niks met my te doen wou gehad. En ten spyte daarvan het ek my seun vir jou gegee, om in jou plek te staan. As ons as gemeente rondom die nagmaaltafel sit, dan sien ons die liefde van die Here raak, ons sien sy genade raak, ons sien sy sagmoedigheid raak, ons sien sy barmhartigheid raak, ons sien sy rein hart raak. Kan ek my elkeen van die seënbedes wat ons nou oor gepraat het, kan ek maar opnoem en sê, dit sien ek raak, nie in myself nie, maar in Jesus, wat die prys vir ons betaal. En daarom kan ons sit, aansit vanmôre. Daarom kan ons saam vanmôre as 'n gemeente die nagmaal gebruik. Want ons doen dit nie omdat ons perfek is, maar omdat Jesus Christus ons verlosser, omdat hy volmaak is. En in sy volmaaktheid het hy ons gebrokenheid op hom geneem en die prys betaal. So wanneer ons vanmôre die brood breek, dan hoor ons die woorde van Jesus wat sê, die brood wat ek breek is die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit. Dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Die beker van danksegging het Jesus geneem, sy Vader gedank en gesê, hierdie beker is die teken van my bloed wat vir julle gevloei het aan die kruis. Neem dit
Dink daarin glo, dat my bloed vir jou gestort het, as 'n volkome verlossing, vir al jou sondes. Almal die bekers. Ons lees in Psalm 103 die volgende woorde: Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe, wat al my siektes genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie oorvloedig laat geniet, my jeugdige krag van 'n arend skenk, die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Loof die Here, magtige engele, wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens, wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy vrede aan jou gee, sodat jy nederig kan wandel met God, vandag en môre en tot in